Vader, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir u leiding en voorsiening hierdie afgelope week. Dankie dat ons net hier kan wees. En my gebed is dat hierdie tyd wat ons uitsit om van u te hoor, dat dit so sal gebeur. Dat ons sal hoor wat ons moet hoor. Ja, u woord is in so 'n mate lewendig dat ons almal kan dieselfde woord lees en tog interpreteer u Gees dit vir elkeen van ons op so 'n wyse dat ons voel is persoonlik en dat u direk met ons praat. En mag vanoggend ook so tyd wees dat ons ervaar u het met ons gepraat. Ja, en dat ons uitgedaag sal word in ons verhouding met u en verhouding met ander in ons geestelike lewe en sommer net hoe ons die lewe aanpak oor die algemeen. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan my foon op silent sit. Goed, ons is weer besig met Genesis 1 en 2 en ek dink is seker een van my gunstelinge onderwerpe. Soos ek in die begin van die jaar gesê het, dit het so groot impak op my lewe gehad en nog steeds doen. Genesis 1 en 2. Dat het baie vir my verander het in my verhouding met die Here en hoe ek na die lewe kyk. Ekskuus. Hoe ek God sien. Hoe ek die Bybel lees en die Bybel verstaan. Ekskuus julle, ek weet gou hierso hoes. Ek het iets in my keel. En so die ontdekking en die openbaring van Genesis 1 en 2 was vir my van daardie oomblikke in my lewe, seker die jongste oomblik, as ek sê die jongste oomblik alhoewel het 9 jaar terug al begin het, jongste oomblik in my lewe waar het klomp goed net vir my verander het. Persoonlik vir my verander. Soos ek sê, die wyse hoe ek myself sien, en oor myself dink, het verander. En hoe ek God sien en hoe ek die Bybel lees en die Bybel interpreteer, het vir my verander. En my gesprekke met hom het heeltemal verander. Van dit ek hierdie, kom ons noem dit nou maar openbaring gehad het oor Genesis 1 en 2 en die feit dat ons in sy beeld geskape is. En so toe ek die begin van die jaar toe nou dink oor hierdie jaar vir myself, dink oor hierdie jaar en ek eintlik net weer Genesis 1 en 2 lees en dink so wat in hierdie jaar, hoe wil ek hierdie jaar skep? Wat wil ek skep in hierdie jaar? En dis hoekom ek weer Genesis 1 en 2 gelees het. Hoe het ek net weer so opgewonde geraak het, ek besluit, kom ek doen 'n hersiening weer oor dit. En doen dit so 'n bietjie in 'n ander formaat as in die verlede. En soos ek die vorige keer gesê het, 2 weke terug, is ek uiteindelik al die goed nou begin op skrif sit. En kyk of ek nie op 'n manier dit in 'n boekformaat kan saamstel nie. So, en die wyse hoe ek dit nou doen, ek het besluit om Genesis 1 en 2 op te deel in 12 lesse. Ek het 2 weke terug soos die eerste 4 lesse gedoen. En dan elke les bestaan uit wat God sê en God gedoen het in Genesis 1 en 2 en hoe daar ander dele in die Bybel is wat dit bevestig. En dan elke les bestaan uit wat God sê en God gedoen het in Genesis 1 en 2 en hoe daar ander dele in die Bybel is wat dit bevestig. 'n 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 '
En natuurlik hoe dit wat in die Bybel staan vandag bevestig word deur sosiale wetenskap, die navorsing wat gedoen word. Wat baie mense dink is nuut en wow, is eintlik iets wat al vir duisende jare opgeteken is en die Here vir ons wys, ons sien dit nie altyd daai waarhede raak nie. Ons verstaan dit net nie altyd nie. Daar's 'n skrifgedeelte in Jesaja wat sê ons leer lyntjie vir lyntjie, waarheid vir waarheid. Die Engels sê line upon line, precept upon precept. So bietjie vir bietjie leer ons en kry ons insig en helderheid en verstaan ons. Ehm en so die wat ons vandag en wat jy vandag oor God verstaan en hoe jou geestelike lewe vandag is veronderstel om anders te wees as 10 jaar terug. En is veronderstel om anders te wees as 20 jaar terug. Net soos wat my verhouding met my kinders of my kind se verhouding met my het verander van 10 jaar en van 20 jaar terug. Die dinge waaroor ons vandag gesels is anders waaroor ons gesels het toe hulle 16 was en 13 was. Is anders as die dinge waaroor ons gesels het toe hulle 6 jaar oud was. Dit moet net so wees. En so as dit waaroor jy met God praat presies dieselfde is as wat jy 5 jaar of 10 jaar terug oor God gepraat het, dan is daar eintlik geen groei en vooruitgang in jou geestelike lewe nie. Want groei beteken noodwendig ons praat oor ander onderwerpe, want ons sien dinge anders. So elke les bestaan uit dit wat ek sien en verstaan op hierdie stadium waar ek nou is van Genesis 1 en 2, dit wat die sosiale wetenskappe bewys het. En dan natuurlik, hoe is dit van toepassing op my lewe? Hoe kan ek dit toepas? Wat kan ek daarmee doen? Want ek glo die skrif moet prakties wees. En ek het nog altyd so daaroor gedink. Die skrif moet so prakties wees dat ek moet kan sê, maar hoe kan ek dit vir my maak werk? In plaas daarvan ons vir ewig net daaroor praat en in baie groepe daaroor wil debatteer oor wie's reg en verkeerd, gaan dit meer vir my oor hoe kan ek dit prakties toepas in my lewe. So vinnig net weer hersiening van stappe 1 tot 4. Stap 1 was dat ons is geskape om te skep. Dit beteken ons is nie gemaak om net te oorleef nie, te cope nie. En ons is nie gemaak om net te gebruik nie, om 'n consumer te wees nie. As ons so lewe, as jy voel jy lewe net, jy's besig net om te oorleef, jy's besig net om te cope, dan lewe jy substandaard. Dis nie hoe God ons ontwerp het om te wees
As julle gedink het dit was die wegraping, kan julle nou slaak van verligting sig. Ons is nog hier. So ons het Alberton se krag, 'n groot deel van Alberton se krag was van Dinsdag af het nie krag gehad nie. En tot en met vanoggend eers het dit aangekom. Nou, ek weet nie of hulle nog besig is om iewers die krag net weer getrip het nie, maar skielik as ons krag het. Prys die Here vir 'n kragopwekker. Goed. Kom ons gaan aan. So, as ons nie besig is om te skep nie, dan leef ons substandaard. So as ek net besig is om te oorleef en te cope, dis nie hoe God my ontwerp het nie. Dis nie hoe God jou ontwerp het nie. Dit is in sy beeld geskape. Wat beteken as konstante vooruitgang en groei. Selfs die hemelruim is besig om nog steeds uit te brei en groter te word. En so Dawid sê in Psalm 8 dat ons is gemaak net so bietjie onder God is ons gemaak. En ons het die taak om na sy handewerk om te sien. En dit alleen is net so groot om daaraan te dink. Hy verwag van my, daar's 'n verantwoordelikheid wat saam met dit gaan, om na sy handewerk om te sien. Ons is nie toeskouers op hierdie aarde nie. Die lewe gebeur nie met ons nie. Ons is aktiewe deelnemers. Daar's iets wat ons kan doen in hierdie lewe. Dit is ons werk. Dis wie ons is, dis ons identiteit. En so ons gedrag volg altyd wie ons glo ons is. Dit is regtig belangrik om te weet. So, selfs aan ons liggaamshouding. Ons liggaamshouding wys wie ons glo ons is. Daar's 'n verskil hoe 'n liggaamshouding lyk van iemand wat 'n verloorder is en iemand wat 'n wenner is. Omdat ons baie van sport hou en omdat ek baie sport kyk, is daar een iets wat ek altyd optel en ek kyk hoe lyk die persoon wat op die baan stap se liggaamshouding. En partykeer kan jy duidelik sien wie voel geïntimideerd en wie voel nie, want jy sien dit in hulle liggaamshouding. En so ons leef altyd vanuit ons identiteit uit. En ons identiteit is wie ek is. En so as jy vir jou 'n bladsy gaan volskryf van ek is en alles wat volg op ek is, sê vir jou iets van jou identiteit. En so hoe meer jy glo jy's 'n skepper, as jy hierdie lang lys gaan uitskryf van alles ek is, hoe meer jy glo jy's 'n skepper, hoe meer gaan die sin ek is 'n skepper skuif van onder na bo. Want hoe meer gaan jy leef vanuit daai identiteit van wie jy is. Die tweede les was gewees, ons skep altyd van binne na buite. Voor enigiets in ons buitewêreld kan verander, buitewêreld, dit wat ek sien, dit wat ek ervaar, dit wat fisies daar is, moet dit eers in jou binnewêreld begin. My binnewêreld is dit wat hier aangaan. Hier in my kop, hier in my verbeelding, hier wat ek sien hier binne my. Hier wat ek ervaar en voel binne my. So om dit anders te stel is dit jou buitewêreld is altyd die gevolg van jou binnewêreld. En dis nie lekker om altyd so daaraan te dink nie. Dis 'n onaangename werklikheid as jou buitewêreld 'n plek is wat jy nie van hou nie. Want jou buitewêreld sê iets van jou binnewêreld. En ons kan baie keer mense probeer flous deur die woorde wat ons praat en die manier hoe ons praat en die goed wat ons sê. Maar jou buitewêreld verklap iets van hoe lyk jou binnewêreld. En natuurlik beide neem tyd. Gebeur nie oornag nie. Dit vat tyd om 'n prentjie in jouself te skep. Om 'n prentjie in jouself te vorm van hoe wil jy hê moet jou lewe lyk. Want daai prentjie wat jy vir jouself skep, is jy besig om te vorm teen
'n prentjie van jou verlede. Iets wat reeds daar is. En so, dan's daar hierdie innerlike worsteling van, kan ek regtig glo ek kan daarby uitkom? Kan my finansies regtig so lyk? Kan my verhoudings regtig so wees? Kan my gesondheid regtig so wees? Want ek sit met 'n geskiedenis, of ek sit met gedagtes, of ek sit met oortuigings wat saam met my kom van kleins af, wat die teenoorgestelde sê. En so, dit vat tyd om 'n binnewêreld te skep, om prentjies te skep en visie te hê van regtig waar wil jy wees? Hoe wil jy hê jou lewe moet wees? En baie keer vir baie mense, net om so te kan dink, is al klaar 'n baie groot stap. Net om te kan dink, ek mag eintlik, en is meer as ek mag, eintlik word daar van my verwag, want ek is in God se beeld geskape, daar word van my verwag om nie hierdie slagoffer van my omstandighede te wees, maar word van my verwag om te sê, hoe gaan ek my lewe skep? En so as jy dink die lewe is onregverdig, en eintlik is jy binne in jouself kwaad en ongelukkig, want jy kyk na ander en dit lyk of ander soveel meer het as wat jy het, is wat jy besig is om te doen, is besig om te fokus op jou tekort. En daai fokus op jou tekort, daai vergelyking van wat ander het en wat ek nie het nie, en ek is kwaad en ek is ongelukkig omdat ek nie het wat hulle het nie, en daai fokus op die tekort is eintlik wat besig is om te gebeur, is jy versterk hierdie prentjie van tekort oor en oor, omdat jy so daaraan dink die hele tyd. En sonder dat jy dit weet, is jy besig om jou buitewêreld te vorm, want jy werk aan jou binnewêreld met elke keer wanneer jy ongelukkig is en kwaad is, omdat jy nie het wat ander het nie. En dan begin jy jouself sien as die slagoffer van omstandighede, en dan word dit die tronk waarbinne jy leef. Is eintlik op 'n manier 'n selfopgelegde tronk waarbinne jy leef. Die derde les was jou visie, die prentjie wat in jou kop het, die droom wat jy het, dit wat jy, die rigting waarin jy wil beweeg, jou visie moet woorde kry. Want wat nie verwoord word nie, kan nie gevorm word nie. So dit beteken, jy moet iewers oorgaan en met mense daaroor begin praat. En daar sekere plekke in die Ou Testament, in die Bybel, nie Ou en Nuwe Testament ook, waar God mense in aanhalingstekens forceer om anders oor hulle self te dink. En die wyse hoe hy dit doen is hy verander hulle naam. Hy het Abraham se naam verander, hy het Sarah se naam verander. Isak het Benjamin se naam verander. Benjamin was Benoni gewees, of Benoni, son of my sorrow, tot Benjamin, son of my right hand. Jesus het Petrus se naam verander, het Paulus se naam verander. En so wat gebeur, en almal in die Bybelse tyd het dit geweet, jou naam het 'n betekenis gehad. Jou naam was nie net 'n naam nie, dit was eintlik 'n lang sin, bedoelende daar was 'n betekenis agter jou naam. En so wanneer iemand homself voorgestel het, dan het hy die betekenis van sy naam voorgestel. So hy het gesê wie hy is, en hy wie ek is, het iets te doen met sy identiteit. En miskien, ek weet nie, miskien die rede hoekom Abraham en Sarah 25 jaar lank gevat het voor hulle kinders gehad het, was miskien het hulle 25 jaar gevat om hulle identiteit in hulle self te verander, dat ek is nou 'n vader van menigte, want elke keer as hy homself, en sê ek is nou 'n prinses. Miskien het hulle so min van hulle self gedink, dat dit 25, ek sê miskien, dat hulle 25 jaar gevat het, om elke keer as hulle self voorstel, elke keer as hulle die ander roep op hulle naam,
dat daai prentjie in hulle self moet verander oor wie is hulle eintlik. En so die woorde wat ons gehoor het, wat oor ons uitgespreek is, wat mense vir ons gesê het, wat ons van kinders af gehoor het, wat ander mense sê, het gemaak dat ek 'n prentjie vorm oor myself. En baie keer die woorde wat ek praat, is nie my eie woorde nie, dis woorde van my geskiedenis wat ek eintlik net herhaal oor myself. En as volwassene het ek 'n keuse en as skepper het ek 'n keuse om te kan besluit hoe wil ek begin praat oor my lewe. En so daar kom 'n tyd wat ek dit wat in my kop is moet begin praat en moet begin deel. Al lyk my omstandighede nog nie so nie. Inteendeel, dit is maar net die proses. Is juis teen my omstandighede of teenstrydig tot my omstandighede, begin ek reeds anders te praat. Dit sê nie ek lewe in ontkenning en ek kan nie sien wat om my gebeur nie en ek kan nie sien waar ek tans is nie. Dit sê net ek begin praat die plek waar ek graag wil wees. Hoe ek graag my lewe wil wees. Die vierde les was gewees, wanneer ons praat, dan begin ons verstaan. Wanneer ons praat, dan is daar lig. En dis iets wat ek in die 26 jaar wat ek in die bediening is en die 13 jaar wat ek al werkswinkels doen, wat ek toegepas het, oor en oor, en ek pas dit nou weer toe, as ek nou praat, is wanneer ek iets geleer het, of iets gelees het, of 'n helder oomblik gekry het, dan vat ek eers tyd vir myself om daaroor te dink. Ek probeer dit vir myself in my eie kop uitmaak. Ek praat so half met my daaroor, ek gaan stap en bid en praat met die Here daaroor. Maar dan kom daar 'n tyd wat ek dit moet praat na buite. Ek moet dit uitsit na buite. En dan moet ek dit praat met in aanhalingstekens met vreemde mense. Nie mense hier net hier naby my wat my ken en verstaan nie. Ek moet dit uitsit daar buite na vreemde mense toe. Nou of dit nou 'n Sondag boodskap is en of dit nou 'n werkswinkel is wat ek aanbied, die bietjie wat ek het en die bietjie wat ek weet, moet ek uitsit na buite. En ek weet nie alles nie. Ek weet nie alles van die onderwerp nie. Ek weet nog baie min. Maar ek weet ook dat ek gaan nie verder insig kry en meer verstaan van die onderwerp of van die skrifgedeelte of van die beginsel of die waarheid as ek nie dit wat ek het deel nie. Daar is 'n skrifgedeelte in Lukas 16 waar Jesus sê, hy sê die wat getrou is met die bietjie sal meer kry. En ek dink baie kinders van die Here mis dit. Ek dink baie kinders van die Here dink hulle moet eers alles weet. Ek dink baie mense dink hulle moet eers alles weet voordat hulle iets kan doen. Maar die beginsel is, wees getrou met die bietjie wat jy het en dan gaan jy meer kry. Die beginsel is dit, eers wanneer God gepraat het die lig verskyn. Dis eers wanneer jy praat en jou idees en dit wat jy weet en jou beperkte insig wat jy nou het en jou beperkte, kom ons noem dit openbaring wat jy nou het, begin deel met ander, waar daar verdere lig kom. Baie mense is bang om dit te doen, want hulle is bang, ek weet nie, miskien gaan ander vir hulle lag, of miskien gaan ander hulle kritiseer, of miskien gaan ander vir hulle uitwys eintlik hoe min hulle weet. Wat baie waar is. Maar die ander kant is ook waar. Wat van juis as jy het begin deel, gaan ander vir jou vra of ander gaan ander idees vir jou gee of ander gaan dalk vir jou advies of raad gee of op 'n manier vir jou rigting gee en daai advies of raad of rigting is die volgende aha, is die volgende lig wat jy nodig het.
So daar's altyd hierdie twee, ek kan amper sê dis twee pole of hierdie kontras. Daar's die groot prentjie van waar ons graag wil wees. En of daai groot prentjie nou is iets wat die Here vir jou gewys het of net iets wat in jou hart brand of iets wat vir watter rede ook al jy besluit het dis waar jy wil wees. En dan's daar die klein bietjie wat jy net nou weet. En die klein bietjie wat jy net nou weet, moet jy begin deel en jy moet daaroor begin praat. Want dit is by wyse van spreuke daai woord wat 'n lig is vir jou pad, net vir die volgende tree. Want soos Dawid sê in Psalms, God se woord is 'n lig, is 'n lamp vir my voet vir die volgende tree. So is dieselfde beginsel daar dat wanneer ek die woord praat, dan kry ek die insig en die verstaan van wat is die volgende tree wat ek moet gee. Ons sien nooit die volle roete nie. Ons sien nooit die volle prentjie nie. Ons sien net altyd wat is die volgende stap wat ek moet neem. En ek dink as baie kinders van die Here verstaan nie hierdie nie. Hulle dink dat die Here moet vir hulle die hele stap wys. Dis soos hulle wil hê as ek dink as God vir die Israeliete die hele roete gewys het, sou hulle nie uit Egipte uitgetrek het nie. God het vir hulle gesê ek vat jou na 'n land van melk en honing, 'n land wat oorloop van goedheid. Jy gaan in huise bly wat jy nie gebou het nie. Jy gaan lande bewerk wat jy nie eers geplant het nie. Maar wat hy nie vir hulle gesê het nie, is hoe lyk die woestyn? En hoe lyk die pad soontoe? Hoe lyk die roete? Dis wat hy nie vir hulle gesê het nie. Al wat hulle geweet het is wat is die volgende stap om te neem. En elke keer by die volgende stap as daar 'n probleem is en hulle het gepraat en uitgeroep, dan was die voorsiening daar en die lig was daar gewees vir die volgende stap. Goed, nommer 5. Ons kom nou eintlik by waar ek vandag wil begin. En orde in ons lewe begin deur dinge te skei. En ons sien dit, en ek wil net gou hierso lees, ons sien dit in Genesis. Wat God volgende gedoen het. In Genesis 1 vers 4, God separated the light from darkness. Vers 7, God separated the waters under the vault from the waters above it. Vers 10, God called the dry ground land and gathered the waters he called seas. So, die volgende ding wat God gedoen het, hy het begin skei. Hanlie hou baie daarvan om legkaarte te bou en sy het nou al en sy bou nie hierdie klein 500,000 stukkies legkaart nie. Sy bou hierdie groot goed wat 8,000, 9,000, sy 2 puzzles al gebou van 18,000 stukke. Die puzzles is so groot, ons weet nie eintlik waarom die puzzles te hang nie. Die een 18,000 is op, die ander 18,000. Die enigste plek waar ons dit kan hang is in die plafon. So groot is dit. So sy kry 'n 18,000 stuk puzzle in 3 sakke van 6,000. Waar begin jy? Sy begin deur te skei. Die heel eerste iets wat sy doen is, sy soek deur al die stukkies en sê, wat is 'n kantstukkie? Kom ek skei die kantstukkies van ander stukkies. So dat ek kan begin met die raam. Dan die volgende stap wat sy doen is, sy het vreeslik baie bakkies. Dan skei sy die kleure. Al die bloue is hier, en al die roois is daar, en al die bruin is daar, en die skakerings van die bruin is daar, ensovoorts, ensovoorts. So skei eers. En dan staan daai eetkamertafel vol bakkies met verskillende kleure. En dan bou sy eers die raam. En dan volgens die kleure en volgens die prentjie wat daar is, begin sy dan met daai kleure stukkie vir stukkie te bou. En so vir ons om te kan vul en te kan bou en te kan vorm, is heel eers iets wat ons doen is met skei.
En so ek moet skei, wat het ek en wat het ek nie? Wat werk vir my en wat werk nie vir my nie? Salomo sê in Spreuke 27 vers 23, be sure to know the condition of your flocks, give careful attention to your herds. Jesus sê, suppose one of you wants to build a tower, Lukas 14:28. Won't you first sit down, estimate the cost to see if you have enough money to complete it? So net soos wat God lig en duisternis geskei het, net soos wat hy water bo en water onder, land en grond geskei het, so moet ek vir myself eerlik wees en kan sê, wat is my sterkpunte en wat is my swakpunte? Wat kom vir my maklik, wat is vir my moeilik? Wat verstaan ek en wat verstaan ek nog nie? Waar is ek gedissiplineerd en waar is ek nie gedissiplineerd nie? Dis die patroon. Selfs Jesus het dit gedoen. Een van die min wonderwerke wat in al vier die evangelies voorkom is toe Jesus die 5000 kos gegee het. En so uit die chaos van 5000 skep hy eers orde. Hy sê vir sy disippels, laat die mense gaan sit in Markus 6 vers 39 tot 40. Hy sê, laat die mense gaan sit in groepe van 50 en 100. So amper soos, kom ek kyk uit al hierdie 6000 puzzle stukkies, legkaart stukkies, kom ek kyk uit eers, waar's die kant stukkies en waar's hierdie kleure en waar's daai kleure en ek skei dit net eers. Want nou kan ek daarmee begin werk. So nou is daar nie chaos nie. Nou is daar orde. En nou dat daar orde is, nou kan ons vir hulle begin uitdeel. En dan is daar voorsiening. En baie keer in ons lewe, in ons verhoudings, is daar chaos. In ons tyd is daar chaos. En die wyse hoe ons energie spandeer, is daar chaos. In ons finansies is daar chaos. En ons wil 'n wonderwerk hê en ons wil die Here vertrou dat daar deurbrake moet kom. En die rede hoekom ons wil vertrou dat deurbrake moet kom is omdat dit so chaoties in ons kop voel. Ons moet so de mekaar voel in ons kop. Maar ons wil nie die tyd vat om te sê, kom ek gaan skei net. Kom ek gaan kyk net. Kom ek kyk of ek uit hierdie chaos eers self orde kan skep. Wat weet ek en wat weet ek nie? So ek wil graag hê dan moet finansiële deurbraak kom, maar weet ek presies waarop spandeer ek my geld? Weet ek presies waartoe gaan elke sent wat ek het? Of is dit ook maar net my rekening en my inkomste en my uitgawes is so de mekaar, ek weet nie eintlik wat nie, want ek voel maar net so oorweldig. Sien, baie kinders van die Here dink jy het ongeloof as jy oor jou swakhede praat, as jy oor jou vrese praat, as jy oor jou tekortkominge praat. Hulle dink dat as jy daaroor praat dat jy ongeloof, want jy praat nou negatief oor jouself. En dit is nie so nie. Geloof sê ek is bang en daarom vertrou die Here. Geloof sê ek weet ek het tekort en ek kan presies sê hoekom het ek tekort en waar het ek tekort en dis waarom ek die Here vertrou. Dawid het nie gemaak asof Goliat nie bestaan nie. Dawid het nie gemaak asof Goliat nie groot is nie. Geloof beteken ek het die moed om my vrese in die oë te kyk. Nie te maak asof dit nie bestaan nie. En dan terwyl ek my vrese en my tekort in die oë staar, kan ek vir Here sê, dis waarvoor ek U vertrou. Nommer 6 is ons het nodig om grense te stel.
Wat gebeur wanneer God skei, dan stel hy grense. Hy sê, tot hier is die see, en hier begin die land. En binne daai grense sal die visse floreer en die diere op die land sal floreer. Probeer jy oor die grense gaan jy stadig of 'n vinnige dood sterf. Ek wil die vis kan nie op die land leef nie. En selfs al is dolfyne het hulle suurstof nodig en hulle het nie soos ander visse wat onder die see leef nie, hulle het suurstof nodig, kan hulle nie op die land 'n bestaan maak nie. As hulle binne die grense bly van die see, dan kan hulle floreer. En tog hou ons nie baie van grense nie. En die rede hoekom ek dit sê, is want reëls en wette is grense. En dan praat mense soos wette is daar om gebreek te word. Reëls is daar om gebreek te word. God het reëls oor hoe om te leef. En binne daardie reëls is daar lewe. Buite daardie reëls lei dit tot 'n stadige of 'n vinnige dood. Die land het reëls. Skole het reëls. Daar's reëls in 'n huishouding. Daar's reëls binne verhoudings. Reëls is die grense waarbinne ons kan floreer. En om te floreer is een van die opdragte wat God vir die mense gegee het in Genesis 1 vers 28. So baie mense dink, hoe kan ek die reëls breek? In plaas daarvan om te dink, hoe kan ek binne hierdie reëls floreer? Soos byvoorbeeld om belasting te betaal is 'n reël, is 'n wet. En natuurlik het jy 'n boekhouer nodig en 'n boekhouer help jou en 'n boekhouer weet presies wat kan afgeskryf word en wat kan nie afgeskryf word nie. Maar baie mense dink, hoe kan ek dit ontduik? In plaas daarvan om te dink, hoe kan ek binne hierdie reëls floreer? En so om rebels te wees teen reëls wat ingestel is, belemmer jy jou eie vermoë om te kan floreer. Jy belemmer jou eie vermoë om vooruit te kan gaan. Want jy is konstant rebels teen die reëls in plaas om te sê, hoe kan ek floreer binne die reëls? Grense maak dat ek weet wat om te beskerm. Wat is myne en wat is joune? Dis hoekom 'n land grense het. Dis hoekom daar grense is tussen jou en jou bure. Dis hoekom ek my gras sny en nie hulle gras sny nie. Kan jy dink hoe uitgeput jy sal wees as jy sê, wel, ek gaan nou sommer die hele blok se gras sny. En so aan die einde van die dag, aan die einde van die naweek, het jy nie krag oor vir jou gesin nie, jy het nie krag oor vir jou huwelik nie, jy het nie krag oor vir die mense naby jou nie, want jy het nie grense nie, want in plaas van net jou eie gras te sny en die res van jou tyd en energie met jou gesin te spandeer of met ander take te spandeer, is jy besig om jy nie grense het nie, vir almal hulle gras te sny, en dit wat belangrik is, word nie beskerm nie. Baie mense stel nie vir hulle grense vir hulle eie emosionele gesondheid nie. Jy is by wyse van spreuke besig om al die ander mense se gras te sny, emosioneel om te sien na al die baie mense,
wat nie jou verantwoordelikheid is nie, want jy weet nie waar is die grense en waar is jou prioriteite nie. En so wanneer daar grense is, weet ek wat is my verantwoordelikheid. Ek weet wat om te beskerm, ek weet waarna om te sien. Baie kinders van die Here sien die woord genade net as dit het iets te doen met vergifnis. En so ek het iewers verkeerd opgetree en ek het die Here gevra om my te vergewe. En toe was hy genadig op my gewees. Die woord grace was genadig op my gewees. En hy het my vergewe en nou kan ek aangaan. Maar die oorsprong van die woord genade het twee prentjies gehad. Die een prentjie is 'n prentjie van 'n heining of 'n muur en die ander prentjie is binne in hierdie heining muur is daar saad. En die boodskap van genade is dis 'n grens of 'n omheinde plek waar binne daar lewe is. En so genade, wanneer God se genade op my lewe is, wanneer sy grace op my lewe is, beteken dit daar's grense waar binne ek beweeg en binne daai grense kan ek floreer. Binne daai grense is daar lewe. En so die tuin van Eden was 'n begrensde plek gewees waar binne Adam en Eva kon lewe. Toe God se genade op Jakob was, kon hy in 'n vreemde land vir sy oom gaan werk en hy het soveel lewe en vooruitgang beleef. Hy het so gefloreer dat op die einde het hy meer gehad as sy oom en hy was maar net 'n werker gewees. En dis die rede waarom wat belangriker is nie in watter dorp of stad of land jy bly nie. Wat belangriker is dat ek leef onder God se genade. Die plek wat hy vir my toegeken het, waar binne daar lewe is, want dis die plek waar ek sal floreer. Selfs al is ek 'n werknemer. Selfs al het ek nie my eie besigheid nie. Kan dit so goed met my gaan, want dis die plek waar God se genade op my lewe is. En dis hoekom dit belangrik is om grense te hê. Ek skep vir my 'n plek, ek skep myself 'n plek waar ek floreer. Ek skep myself 'n plek waar dis waar ek kan beskerm en binne hierdie grense is waar my verantwoordelikheid is en binne in hierdie grense is waar ek produktief kan wees. Ek hoef nie my tyd en my energie op almal te spandeer nie. Ek kan grense hê met my tyd en ek kan grense hê met my verhoudings. En ek kan grense stel vir waar ek my energie spandeer. Ek hoef nie vriende met almal te wees nie. Almal hoef nie van my te hou nie. Nommer 7 is wanneer God geskei het en wanneer daar grense is, dan kan ons begin vul. Dis eers na God geskei het wat hy die see gevul het, wat hy die aarde gevul het, wat hy die lug gevul het met voëls. So die voorbereiding is net so belangrik soos die gedeelte waar ons moet werk om te kan vul. En wanneer ons begin vul, beteken dit gewoonlik is 'n klomp klein taakies of stappies wat éventueel 'n groot verskil maak. Groei gebeur nie oornag nie. Net in kinderstories soos Jan en 'n boontjie raak. Dis alwaar groei oornag gebeur. Groei gebeur deur repetisie. So
kom ons sê, kom ons sê ek wil graag 'n groentetuin hê hier op my erf, 'n groentetuin hê. En nou dink ek al lank daaroor en éventueel skrap ek die moed bymekaar en ek sê vir Hanlie, ek wil graag 'n groentetuin hê. En nou het ons lang gesprekke vir baie lank oor hierdie groentetuin en éventueel kry ek helderheid en sy kry helderheid en ons het in harmonie en ons sê goed, wat doen ons volgende? Ons skei. Ons sê hierdie gedeelte van die tuin is waar jy 'n groentetuin kan maak. So ek sit grense daar. Dan skei ek verder deur die grond en die gras te skei en ek haal al daai gras en bosse en wat ook al uit en ek berei die grond voor. Nou eers is dit reg om te vul. Nou kan ek die saad begin plant. So ek vul dit met saad. En nou gebeur die groei nie oornag nie. Nou hang dit van hoe getrou ek is deur om te sien om met water te gee en die bossies uit te trek en ensovoorts ensovoorts. Veronderstel ek wil fiks word. In plaas daarvan om oorhaastig net skoene te koop en te begin draf en so seer te wees dat ek dit nie lus is nie, dink ek eers daaroor. Hoekom wil ek fiks word? Hoe wil ek fiks word? Vir watter rede? Watter manier gaan ek doen? Ek begin daaroor praat tot ek eventueel en ek begin met klomp mense daaroor te praat. En dan kry ek helderheid. En wat doen ek dan? Dan skei ek. Ek skei my oefenklere van my werkklere. Ek skei my tyd van wanneer ek gaan oefen met ander tyd wat ek ander take het en verantwoordelikhede het. Ek skei my omgewing. Daar's 'n spesifieke plek waar as ek soontoe gaan ek beter oefen as by 'n ander plek. Dis hoekom maar gyms is. Dis ook maar 'n plek is waar jy kan fietsry. Dis ook maar 'n plek is waar jy kan tennis speel. Daar's 'n omgewing wat afgeskei is, daar grense is, binne daai grense, dis wat jy kan doen. En nou kan ek dit vul met oefening. En ek gaan net fikser word deur elke dag bietjie vir bietjie dit te vul met oefening. En ons geestelike lewe werk presies dieselfde. Ek dink oor dit wat ek met die Here oor wil praat, dan praat ek met die Here, dan kry ek helderheid en ek het nodig om my tyd te skei. Ek het nodig om stilte tyd te skep, te skei van ander tyd. Ek het nodig om my omgewing te skei. Dis hoekom Jesus sê, gaan in jou binnekamer in en gaan praat met jou Vader wat in die geheim is. Hy sê skei jou omgewing. Ja, ons kan elke dag met die Here praat in ons gedagtes terwyl ons in die kar ry, ons kan. Maar dis bitter min wat ons in die verkeer met die Here praat, voel ons word gevul met die Heilige Gees en voel die Here se teenwoordigheid baie sterk. Dis net ek is in gesprek. Die plek waar ek gevul word opnuut met sy teenwoordigheid en sy gees is wanneer ek my tyd skei van ander tyd, my stilte tyd skei van ander tyd, wanneer ek my omgewing skei van 'n ander omgewing en die tyd maak om met hom te praat en sy teenwoordigheid te ervaar. Dis wat die eerste disippels gedoen het. Hulle het tyd op sy gesit in die bokkamer om daar tyd te spandeer en te bid en toe is hulle gevul met die Heilige Gees. En dan gebeur dit deur repetisie. Ek kan aanhoudend gevul word en God se teenwoordigheid ervaar wanneer ek die tyd maak en dit 'n gewoonte maak om tyd op sy te sit, om met 'n omgewing te skei en daar te gaan praat met die Here en sy teenwoordigheid te ervaar. En so 1 Timoteus 4 vers 7 sê Paulus vir Timoteus, train yourself to be godly. Train yourself to be godly. Het gebeur nie oornag nie. Dis klein stappies, dis deur repetisie, dis aanhoudend. Wat ek dinge in my lewe ingebou het en waar stelselmatig my gedrag begin verander en die vrugte van die Gees in my lewe gesien word. So, nou het ek die grond gevul met saad en nou het ek die tyd gemaak en ek vul daai tyd met oefening om fiks te word en ek vul daai tyd met oefening om met die Here te praat en tyd met hom te spandeer en nommer 8 is
Nou is dit tyd om te vorm. Nou vind vorming plaas. En so in Genesis 2 vers 7 tot 9, en ek wil net gou daar kom dat ek dit net lees, sê die volgende. Sien, waar is dit? So is dit. Genesis 2 vers 7 sê, Then the Lord God formed a man from the dust of the ground. Vers 9, Then the Lord God made and formed all kinds of trees to grow out of the ground. Dis 'n vormingsproses. Dis 'n vormingsproses wat 'n pottebakker besig is met klei en besig is om dit te vorm. Psalm 139 vers 13 sê Dawid, You knit me together in my mother's womb. Knitting, om te brei of te hekel, is 'n stadige proses, is 'n tydsame proses, is 'n presiese proses. Partykeer moet jy goed dit lostrek. Dit het jou aandag nodig. En so dit waarmee ons daagliks besig is ek is besig om iets te vorm, want ek het 'n prentjie van hoe ek dit op die einde wil hê. Maar is bietjie vir bietjie word dit daagliks gevorm, stadig, tydsaam, presies. Net soos wat God my in my moeder skoot gevorm het. En so die verskil tussen dromers en skeppers is nie passie nie. Die verskil tussen dromers en skeppers is deursettingsvermoë. Is uithou vermoë. Enigiemand kan droom. En kan praat oor waar hulle graag wil wees. En ek kan selfs aanvanklik alles skei. En ek kan selfs die tyd maak. Maar nie almal het die deursettingsvermoë om dag vir dag te gaan kyk en te gaan water gee en te gaan bossies uittrek, dag vir dag jou oefenklere aan te trek en te ry en te gaan oefen om fiks te word. Dag vir dag tyd te vat, op een kant te sit, ten spyte van al die ander goed wat in jou lewe aangaan, om tyd met die Here te spandeer. Een tydsame proses om te vorm. En baie kinders van die Here hou nie daarvan om so daaroor te dink nie. Dis lekkerder om te dink aan 'n wonderwerk. Want 'n wonderwerk klink so, Engelse woord is glamorous. Dis so asof ek baie geloof het as daar 'n wonderwerk gebeur. Kyk hoe groot is my geloof dat daar hierdie wonderwerk in my lewe gebeur. En om elke dag bietjie vir bietjie te doen, val nie lekker op die oor nie. Klink ook nie lekker om te doen nie. Klink beter om ek het die Here vertrou vir hierdie groot wonderwerk en dis waarvoor ek die Here vertrou. En party mense vertrou al vir 5 jaar vir die groot wonderwerk. En die groot wonderwerk gebeur nie. Want hulle wil nie oorgaan tot aksie en bietjie vir bietjie elke dag vorm nie. En so jy kan vanuit jou woestyn uit na jou beloofde land beweeg as jy besluit om 'n skepper te wees en die werk te doen. En hier's wat so interessant is, beide plekke het God se genade gehad. Onthou, genade is die plek waar daar beskerming is en binne is daar lewe. So in die woestyn was daar genade, daar was beskerming gewees. Daar was die wolkkolom in die dag, die vuurkolom in die aand, en God het elke dag vir hulle kwartels gegee, en elke oggend was daar manna gewees. So daar was voorsiening gewees. In die beloofde land was daar ook beskerming geweest. Daar was nie 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. Daar was nie manna en kwartels nie. Daar was beskerming geweest van grense waarbinne hulle kon leef en moes beskerm en binne daai en hulle moes dit fisies beskerm het. Soos 'n oorlog maak. Maar binne daai grense het die land oorgeloop. Hulle moes gewerk het. Hulle moes geplant het en geploeg het en gesaai het en geoes het en ingebring het en verwerk het. Maar daar was oorvloed.
En die verskil is, die een plek was daar wonderwerke met baie stres. Baie stres, 'n wonderwerk. Baie stres, 'n wonderwerk. In die ander plek was daar baie werk en het floreer. En baie werk en het floreer. En so ek glo, dit hang van my af en dit hang van jou af of jy in jou beloofde land in beweeg en of jy nog steeds in die woestyn sit. Beide plekke is daar voorsiening. Die belewenis van die twee plekke is verskillend. Die vervulling wat jy beleef is verskillend. Wie jy is anders in die woestyn. Die woestyn voel ek soos 'n slagoffer. Ek wag maar net ek wag vir die lewe om te gebeur. Ek moet wag vir die kwartels om te kom en ek wag vir die manna om te val as dit geval het. Ek weet nie hoe dit geval het. Ek wag vir die Bybel sê die rots met die water het saam met hulle beweeg. Ek weet nie hoe dit gewerk het nie, maar dis wat die Bybel sê. Die rots met die water. So ek sien maar net hoe dit gebeur. Maar ek lewe so in oorlewing, maar daar's beskerming en voorsiening. Of in die beloofde land moet ek dit vir myself maak werk. Die Here gee ook vir my 'n grens en binne daai grense kan ek floreer, maar ek moet dit vorm. Dag vir dag, bietjie vir bietjie moet ek dit vorm. En ek dink nie die Here besluit waar ek wees nie. Ek dink my en jou se gesindheid en wat ons weet en hoe ons daaroor dink en wat ons oor onsself glo en wat ons oor God glo, bepaal waar ons leef. En toe ek nie geweet het ek is 'n skepper nie. Voor 2017 het ek geleef op wonderwerk. En nou praat ek persoonlik uit ons lewe uit. Ons het geleef van wonderwerk. Ons elke jaar tekort gewees. Elke jaar het ek die Here vertrou vir 'n wonderwerk. Elke jaar het daar 'n wonderwerk gebeur. En by wonderwerk bedoel ek letterlik iemand het gekom en gesê die Here lê dit op my hart om vir julle hierdie klomp geld te gee. Of om vir julle hierdie uitkomste te gee. Dis dit van wonderwerk. As ek het nie geld gehad vir bande vir my kar nie en dan kom daar iemand en sit vir ons nuwe bande op ons kar. Dis hoe ons geleef het. Totdat die Here vir my gewys het, maar eintlik is ek 'n skepper. En skielik het daai wonderwerke opgehou. Dit het van daai tyd af nog nie gebeur nie. Dit het nie gebeur nie. Daar's tye wat mense na ons toe gekom het in daai tye en vir ons R50,000 op beslag gegee het. R30,000 gegee het. Dit was soos 'n wow gewees. En al daai geld is net so gevat en is net in 'n gate toegestop. Baie stresvol gewees. En vandat die Here vir my gewys het ons is skeppers, is dit asof daai wonderwerke opgehou het en die verantwoordelikheid is om te vorm, bietjie vir bietjie, dag vir dag. En nog steeds gebeur die wonderwerke, dit gebeur net op 'n ander manier. Ek sien wonderwerke nou soos op die regte tyd ontmoet ek die regte persoon. Daar's sekere mense kom oor my pad. Die kennis wat ek nou nodig het, kom op 'n manier oor my pad vir waar ek nou is. Maar dis ook omdat ek anders dink daaroor. Dis omdat ek anders dink oor myself en anders dink oor God. En so ek kom terug by ek dink nie die Here besluit of ons in die woestyn is of ons in die beloofde land is nie. Ek dink die Here wil hê ons almal moet in die beloofde land wees. So om vinnig te herhaal, nommer 5, dan moet eers orde wees, ons moet eers skei, dan moet eers orde en struktuur wees. Nommer 6 is grense is daar dat ons kan floreer. Nommer 7 is om te vul beteken dat ek kan eers vul as die voorafgaande goed daar is. En dis 'n nuwe proses dat ek moet leer hoe om te vul. En nommer 7 is ek kan kies of ek in die beloofde land wil binne gaan en of ek net wil aanhou leef soos wat ek nou leef. As jy voel jy leef in die woestyn, kan kies, maar dit gebeur deur te vorm, bietjie vir bietjie te vorm. Amen. Vader, dankie vir die woord. Dankie vir dit wat U vir ons wys. En mag dit in elkeen van ons
groei en groter word, 'n groter bewustheid dat ons het 'n verantwoordelikheid omdat eerstens ons is in die beeld geskape en daarom is ons aangestel oor die handewerk en ons het 'n verantwoordelikheid om die meeste daarmee te maak. Dat daardie waarheid deel word van ons identiteit. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Mag die liefde van God en die genade van Here Jesus en die gemeenskap met die Heilige Gees met jou wees in hierdie week. Hoop jy het 'n wonderlike Sondag. Amen.